Hello, and welcome to Are We Relevant? Today's sermons and lessons are drawn from God's Word. We invite you to visit our website or buy a book on Google Books. Now for today's lesson. By hulle aankondiging in Capernaum het die amptenare wat die tempelbelasting invorder na Petrus toe gegaan en gesê, wat van julle leermeester, betaal hy dan nou nie tempelbelasting nie? Hoekom betaal julle meester die tempelbelasting nie? Ja, natuurlijk, antwoord Petrus hy. Toe hy in die huis inkom, was Jesus om voor met hierdie vraag. Hierso kom hulle, nou moet jy verstaan, hulle is by Petrus se huis, Jesus het binne in die huis, hier kom die ouens wat die teks wil invorder, en hulle kom praat met Petrus, en sê, hey, hoor jy so, ons het gesien, julle was in die tempel, en julle het die teks betaal nie. Nou, hierdie was nie gewone teks nie, dit was invorderingsteks, want hulle wou nou die kerk bou. Hulle was bezig om 'n kerk te bou, en nou moet jy teks betaal, en was amper helfte van die ou se dagse salaris. Moenie met die teks vashak nie, okay? Dis wat meeste mense oor praat, is oor die stuk praat. Moenie daar bly nie, ons los daai storie uit. Maar wat fantasties is toe kom hulle te sê, Jesus, ek sien julle wil met my moeilikheid maak op 'n ander plek. Hy sê, ek sien julle maak moeilikheid. Hy sê, toe die huis inkom, was Jesus kom voor hom die vraag, Simon, hoe dink jy, van wie vorder die konings van die wêreld die belasting in? Van hulle seuns, of van die ander mense, of van die heidene? Nou, net om vir jou iets te sê, wat baie mense miskyk, dis die eerste keer dat Jesus herken, hy is 'n koning. Toe Petrus antwoord van ander mense, sê Jesus vir hom, maar dan is die seuns van die mens mos vrygestel. Petrus dadelik dink nie wat Jesus sê nie. Jesus sê, ek is eintlik die hemelse koning. As dit my huis is wat julle bou, as julle God se huis bou, ek is God. En baie mense aanbid nie meer Jesus as God nie. Baie mense sê net, hy is die seun van God, hy het nie eens opgestaan uit die dode uit nie. Baie mense herken hom nie as deel van die drie-eenheid nie. Baie van die mense praat net oor Maria, en is gebore uit by Maria, en dan gaan hulle aan en sê hulle, en Jesus Christus, en wat hy gedoen het, maar jy hoor nie, hy het opgestaan uit die dode uit meer nie. Want as hy die dode opgestaan, dan moet hy God wees. Hy is 'n goeie profeet, ja. Ek het dit nog gelees, 54% van die tradisionele kerke glo nie dat die Bybel letterlik is nie. Hulle glo nie dat die Bybel letterlik is nie. Jy kan hom aanvaar soos jy wil, dit lees soos jy wil. Maar hier sou sê Jesus vir die aardse konings, hoekom sê hy dit vir hom? Die aardse konings vra belasting by die ander mense, dan is hulle seuns vry. Wat hy vir Petrus wou sê het, is Petrus, ek is die hemelse koning. Jy is my seun. Ek is God se seun. God se seun het op aarde toe gekom. Eintlik is ek vry. Julle bou my huis. Dis my huis wat julle bou. Dit behoort nie aan julle as mense nie. Ek is die God wie se huis julle bou. Hierdie is God se huis wat julle in is. Hy is, Jesus is hoof van sy kerk. Gaan lees dit. Hy sê, ek bou my eie kerk. Maar ons praat meer van God en die Heilige Gees as ons wat dan van Jesus as God praat. En dis wat hy vir Petrus wou wys. Petrus sê, ek is God. Sonder om moeilikheid te veroorsaak. Petrus gaan vat jou visstok en gaan vang 'n vis. Hoekom sê hy vir Petrus hy moet gaan visvang? En die eerste keer toe Jesus vir Petrus ontmoet het, en hier Jesus het gesê,
Petrus, gooi die net uit. En vang vis. Toe sê Petrus, wie is jy? Om vir my te sê, Jesus, jy's 'n skrynwerker se seun. Wie is jy om vir my te sê? Gaan vang vis. Ons het die hele aand gesukkel. Toe sê Jesus van weer 'n keer. En hy kyk op in sy oë. En Jesus kyk vandag in julle oë. En hy sê vir jou, gaan doen wat ek nou vir jou sê. Gaan vang vis. En toe is die nette uitgeskeer. Toe hulle terugkom, toe is die nette vol. En Petrus val voor hom neer en sê, my Here en my God, vergewe my. Nou toe ons terugkom weer na hierdie vers toe, dink jy Petrus het enigiets gehoor daaroor? Nee, toe Jesus vir hom sê, hoor, daar sal 'n vis, gaan vang vis. Toe gaan vang my vis. Want hy weet, hy's besig met God. En as God vir hom sê, hy moet iets doen, dan doen hy dit. As God vir jou 'n opdrag gee, wat het jy al gedoen, God? Het God al vir jou gesê, gaan doen iets, en jy het gaan doen, of jy het dit nie gaan doen nie. Vang die eerste vis. Wat beteken dit? Dit beteken, hy moet die eerste vis gaan vang. As jy 'n dag langer wag, kry jy die tweede vis. En hy gaan nie die mou sit in nie. En die Here roep jou om dinge te doen vir hom, en jy sit en wag, en sê nie, want jy het soveel miracles en wonderwerke in jou lewe verloor, omdat jy nie die eerste vis, wat die Here toe hy stem in jou hart gee, en sê, jy moet dadelik na hy ou toe gaan. Staan op en gaan na die persoon toe. Nee, ek sal op môre WhatsApp. Jy het 'n miracle verloor. Toe ek het eendag gedoen het, toe sê hy ook my, kom vanaand na my huis toe, kom praat met my, ek wil met jou praat, toe sê ek, kom môre, maar is 'n bietjie laat, kan ek nie môre na jou toe kom, en toe sê hy, ja, dis reg so, kom môre. Ek bel die mense volgende dag, ek sê vir hulle, die ou antwoord nie sy foon nie, waar is hy? Ek wil na hom toe gaan, ek het van gisteraan beloof, ek sal na sy huis toe gaan. Toe sê hulle vir my, het jy nie gehoor nie? Hy Silverton op 'n bus gery. En toe hy uit die bus uitklim, toe ry 'n kar hom dood. Toe sê ek, maak het. Hy wil met my gesels het. Nou weet ek tot vandag toe nie, wat hy wil gevra het nie. Daarom die eerste keer, as jy sy stem hoor, die eerste vis, gaan staan op, gaan haal die vis. Maar die tweede vis, gaan nie die miracle hê nie. Kom ons kyk gou 'n bietjie wat doen baie van ons mense hier, soos Petrus, Matteus 16, en die Here het hom by 'n plek gevra, wie sê die mense is ek? Wie sê die mense is ek? Toe sê hy, U is die Here, die God van die almagtige skepper van hemel en aarde. Hy herken, U is die Messias. U is die Messias wat beloof is. Oor die 50 keer word in die Ou Testament gepraat van messianic beloftes. Wat praat oor die kind wat gebore gaan word. Jesus het oor die 300. Oor die 300 profesieë is deur Jesus in die Nuwe Testament bevestig en spot aan net so gebeur. Want vlees en bloed het dit nie dit aan jou geopenbaar nie, maar my Vader wat in die hemel is. Hier werk ons nou met 'n ander konsep. Jesus besig om 'n kerk te stig, is nou God en ons, die Heilige Gees praat binne in jou. Jy praat nie met jou eie goed nie. As jy jou eie goed praat, praat jy sonde. Ons moet luister na die stem van die Heilige Gees. Vlees en bloed. Hy sê van God en het vir jou gegee. Hier so vir 400 jaar het hulle nie God se stem gehoor nie. Wanneer het die Vader of die Heilige Gees in jou hart gepraat met jou? Wanneer het jy sy stem gehoor? Hier praat Petrus en hy sê vir Petrus, Here, dit is U. U kan nie bevestig. Niemand.
kan hier praat oor Jesus, en hierdie kerk sou voller gewees het as iemand gepraat het oor Jesus, sou kan praat oor Jesus, as dit nie deur die Gees vir hom gegee word om te doen nie. Niemand kan sê Jesus is die Christus nie, want die Gees aan hom openbaar nie. Christus sê toe op daardie tyd, die hekke van die, jy is die rots van hierdie kerk, die hekke van hy die sal nie hier kan staan nie. Wat jy gesê, Jesus is Christus, Jesus is God. Dit is wat ek en jy moet sê, dit is ons geloof. Hy sê, die geloof in Jesus Christus, as God gaan teen die hemel, teen die helse hekke veg. Ons is elke dag geestelike battles wat ons gaan veg, en ons is nie sterk genoeg nie, en ons val in ons sondes, en ons kom nie tot by God se op ons knieë nie. Hoekom nie? Omdat ons nie elke dag bevestig dat Jesus die Christus en God is nie, en dat ons nie God lief het meer nie. Ons het nie God lief nie. Met ons hele hart, met die hele siel, met die hele verstand en alles wat ons is. Deuteronomium 6, vers 5 en 6. Jy moet die Here God lief met jou hele hart, met die hele siel, met die hele verstand en alles wat jou is. En dan moet jy dit memoriseer en aan jou kinders oordra. Sit dit op hulle hande en voorvoete, gaan kyk dit. Maar wat gebeur toe wat ons tot vandag te doen? Toe hulle nou hoor, dis die hemelse woning. Die kinders van die koning is vry. Toe kom Petrus te hoor nie, die kinders van die koning is vry. O, ek is 'n koningskind. Ek is 'n koningkind. Halleluja, praise, I'm in king places. En net dan 18 gaan hulle oor. Hier is 17, Matteus 17 en 18 gaan hulle oor en hier beklei hulle ewe skielik oor. Wie gaan die grootste plek in die hemel hê? Wat se titel, Here, gaan dit hê? Here, wat se, ek is nog 'n pastoor. Here, ek is 'n dominee, my doktersgraad. Here, ek is 'n diaken. Ek doen darm die blomme in die kerk. Ek doen nie musiek in die kerk. Ek is belangrik. Ek wil 'n titel en almal moet, niemand anders mag dit doen nie, want ek wil dit doen. Dis my werk. Ja, die Here roep vir jou en jou gawes moet jy uit. Maar dis nie wat die Here vir hom gevra het nie. En dis nie wat die Here vra vir jou en my nie. Jesus en God praat vanoggend met jou. En sê, het jy my werklik lief? Soos hy vir Johannes, vir Petrus gesê het, aan die einde van die boek Johannes. Het jy my werklik lief? Doen wat ek jou vra om te doen. Hy vra vir julle om dinge te doen. Hy sê, eintlik wat hulle wou gehad het. Eintlik wat Jesus met hierdie hele ding gedoen het, met die vis, wat die minste binne-in gehad het, wat het daar gebeur? Kom ons lees 'n bietjie, ons kyk 'n bietjie daarna, na die vis, wat gebeur met die vis? Jy skielik sit Jesus daar, mense vra vir hom, hoekom het hy nie betaal nie? Jesus het wou nie haar argument aangaan nie. Hy sê vir Petrus, gaan haal nie met sy vis. En wat wys dit vir ons as hy gaan sê, gaan haal hy vis, en dan sal 'n muntstuk wees. Dis die skepperkrag van God, wat weer in Jesus is. En hy wil vir sy disippels wys, en die mense om, en die fariseërs, wil hy wys, ek is God. Jesus is God. En dan staan deur geen ander naam kan iemand gered word nie, behalwe deur Jesus nie. En Filippense 2 sê, daarom het God hom hierdie naam gegee, Jesus Christus, sodat elke knie en tong en mond sal bely en sal buig vir hom, Jesus die Christus. Maar ons ken hom nie meer nie, ons leef nie meer vir hom nie. Ons het nie Jesus lief nie. Ons is God lief. Ons bid aan God die Vader. Ons bid in die Heilige Gees. O, Heilige Gees, vul my. Ons bid vir God die Vader, gee my brood. Ons sê nie op die ou end nie, ek bid dit in die naam van Jesus die Christus. Wat God is, Vader, vra ek dit vir u. Hy sê, julle vra vir my om iets te doen. Bid in my naam.
En wat gebeur toe daar? Toe sien Petrus ewe skielik dieselfde wat hy daar gesien het, die Skepper God ewe skielik in aksie. Dit is wat die ding vir julle wil vertel, die storie. Dit gaan nie oor die Fariseërs nie, dit gaan nie oor Petrus nie, dit gaan oor Jesus is God, en ewe skielik kom daar 'n klomp visse in beweging, en die visse in God roep, die seun van God, en die God kom in aanmerking met mekaar, en wat doen hulle? Wat gebeur op daai heilige oomblik? Wat gebeur? Die hele skepping kom in aksie, en God roep die visse, en sê, hier's 'n vis met 'n muntstuk in sy mond, gee pad vir hom, maak pad vir hom. Hoekom? Op 'n bevel van Jesus as God het is, en hy sê, kom in bevel van die seun van God het gespreek, hy spreek en God laat dit gebeur. En ewe skielik kom maar 'n vis met 'n muntstuk in, en al die visse kyk na hom en sê, gee pad, God, ons is u gehoorsaam. Die visse is gehoorsaam aan God, en die visse gee pad vir daai vis, want hulle sien nou Petrus kom en hy trek maar aan, en hy dink op by homself, hoekom nou gaan vis vang? Hoekom hy is die seun van God? Hoekom kan hy so magically sommer 'n kooi appear? Nee, God Petrus wys dat in enige omstandighede kan God vir jou en vir my, maak nie saak wat die omstandighede is, die broer en suster, maak nie saak hoe dit vir mense lyk nie, hoe onmoontlik dit vir mense lyk nie, kan hy enigiets in bevel stuur, selfs die bome luister na hom, die visse luister na hom, en hy stuur 'n vis daar, en hy sê, bring daai muntstuk na Petrus toe. Op die regte oomblik die eerste vis, en al die visse buig vir God neer, en hy vis swem deur. Hoekom? Omdat hy God is het gesê, laat daar lig wees, en daar was. Jesus wou vir hulle gewys, voordat hy die kruis, dit was net voordat hy Jerusalem toe gaan om te kruisig. Dis net voor sy kruisig en sy sterwe. Toe sê hy vir hulle, ek wil vir julle 'n laaste miracle wys, 'n laaste wonderwerk. Ek is divine, ek is die goddelike, die almagtige, ek is die een wat alles kan doen wat mense nie dink om te doen, kan ek vir jou as kind van God doen. Maar jy moet my lief hê met jou hele hart en hele siel. Wat Jesus eintlik wou gewys het vir hulle in Matteus 10. Matteus 10 stuur hy al sy disippels uit. Hy stuur die disippels uit. Ek gaan julle uitstuur na die heidene toe. Julle moet gaan sendingwerk doen. Gaan vertel hulle van my naam. Vertel hulle van Jesus. Vertel hulle van my, van die evangelie, van die verlossingsplan van God. En toe in Matteus 10 stuur hy uit, en wat sê hy vir hulle? Moet geen geld saamvat nie, moenie kos saamvat nie, moenie vat net 2 stelle klere saam, gaan met niks uit nie. Maar wat sê hy? Daar sal 'n man wees, moenie geld saamvat nie, moenie weet wat jy gaan, moenie kos saamvat nie. Hoekom? Want hy sal vir jou sorg. Hy wil vir jou sorg. Hy wil dat jy weet, al het jy niks nie, sal hy op een of ander manier dit vir jou kry. Al sit jy daar sonder 'n werk, sonder kos, gaan hy een of ander jou loof met jou hele hart, met jou hele siel, met jou hele verstand, en jy gee alles aan hom oor jou hele lewe, dan sal hy sorg dat daar iemand is. Hy sê, gaan in, en dan sal 'n man van God wees hier op jou plek, a man of God. Daar sal 'n man wees wat julle in sy huis inneem. Miskien is jy die een wat mense moet in jou huis inneem. Miskien roep God jou vandag en sê, jy moet vir 'n slag mense in jou huis inneem, want ek stuur hulle in jou huis en jy wys hulle weg omdat jy nie van hou nie. Dis miskien jou roeping. God sê miskien vir jou, gaan en nooi mense in jou huis en want ek stuur hulle vir jou. Maar jy sit liewer staan, nee, ek is 'n koningskind, ek aanvaar dit nie, ek is my so laag daal nie, nee, ek gaan nie dit doen nie. Jy moet die eerste ding wat God vir jou gee, dit moet jy doen, dan sal jy 'n wonderwerk sien. Wat sê die Here eintlik vir Petrus? Met die hele storie, Petrus,
moenie worry nie, dit is nou die bergpredikasie. Matteus 6. Matteus 6 sê hy vir hulle, moenie worry oor die dag van môre nie, môre het genoeg oor sy eie worries. Petrus, moenie worry oor die fariseërs nie, moenie worry oor waar jy gaan sit nie. Wees soos 'n kind, Petrus. Jy het nie 'n titel nie, jy's 'n kind van God. Ek en jy het nie 'n titel nie. Ons het werk vir Jesus. Ons is sy kind. Wat doen die kinders? Die Here is my herder, ons sit aan my tafels. Hy dek die tafel vir ons, ons sit en eet aan sy tafel. Hy berei die tafel vir ons. Hy veg vir ons vyande. Maar dis omdat ons 'n lewe leef. Jy leef en lewe omdat jy nie God vertrou as jou herder nie, en jy sal nooit iets kort kom nie. Nie ons planne organise. Los God dat hy planne vir jou doen, want hy kan in enige plekke doen. Hy kan in enige plekke doen. Hy het voor, hierso kom ons is Matteus 17. Dis omdat God met Petrus ook gepraat het. Matteus 17, kom hy na Petrus toe, en hy verander ewe skielik. En hy hoor God so stem, Petrus het 'n vrou val toe staan, Jesus toe tel hom op, sy moenie vrees nie, en toe tel hy vir Petrus op. Petrus, Johannes was daar gewees, 3 van hulle. En hier sien hulle die hemel, hier is Moses en Elia. Petrus het die heerlikheid van God gesien. Ons het gehoor, ons het 'n woord, die woord van God, wat vir ons sê, wat? Die woord van God. Ons gaan sy heerlikheid sien. Ons gaan sien wat hy sy werke wat hy gedoen het. Ons weet wat hy gedoen het, ons kry dit in skrif. Die vorige profete moes geleef het in geloof. Hulle het nie geweet of Jesus gaan kom nie. Hulle het gehoor hy gaan kom. Hulle het gehoor van die Messias, maar hulle het hom nooit gesien nie. Daarom sê Hebreërs 1, vroeër jare het God gewerk deur die profete, maar nou werk hy deur Jesus Christus, deur die woord van God. Hy werk deur die woord van God. As jy hom nie in jou hart het nie, hy sê, Johannes 14, sê hy daar so 14 tot 16, hy wat my woord in my hart bære, in sy hart bære, dit beteken memoriseer. Ek en die Vader sal na jou toe kom. Wanneer laas het jy gevoel Jesus is by jou? Wanneer laas het jy gevoel God is by jou? Wanneer laas het jy dit gevoel? As omdat jy nie elke dag sit in God se woord nie. Jy sit om aan een kant en nou en dan vra ek op, Here, gee tog, ek is jammer. Here, ek is siek. Here, ek het U nodig. Here, ek het nie werk nie. Jy gebruik hom net. Daai Bybel is vol stof. Hy wat hom die woord bære in sy hart. Josua 1 dan sê, bedink hierdie woord van God elke dag. Bedink 'n dag en nag en gebruik dit as 'n rigsnoer vir jou lewe. Die Bybel is 'n rigsnoer vir ons. En dit is wat hy vir Petrus wil sê. Petrus, hierso by Matteus 7, daar praat hy oor die Petrus, hy sê, hoekom bid julle nie vir die Vader nie? Weet julle dat die Vader vir julle gaan sê, hy sê, bid, klop, en vir julle sal gegee word. As die ander plek staan daar geskryf, as jy jou kind vir jou 'n brood vra, gaan jy hom 'n klip gee? As iemand vir jou 'n brood vra, gaan jy hom 'n klip gee? En Jesus antwoord, dis Jesus eie woorde, hy sê natuurlik nie. Hy sê net so sal die Vader ook die Heilige Gees gee aan almal wat dit vir hom vra. Het jy al vir hom gevra, Here, maak U Gees lewendig in my? En hoe word dit die Heilige Gees lewendig in jou? Deur te glo. Dat hy is God almagtig en hy is God alleen. En ek gaan ook vir jou afsluit hiermee. Maar dit is so 'n mooi vers. Ek moet dit afsluit met. Oral staan daar, vra my enigiets. 14. Hy wat my enigiets vra in die naam van die Vader sal hom gee. Ons ken die Here is my herder.
Niks sal jou ooit kort kom nie. Al gaan jy deur moeilike tye van werkloosheid, die Here. Dit is van die vers van wat ek vir julle gegee het, gaan haal die eerste vis en hy sal 'n munsig in. Dat God sal vir jou sorg, dat maak nie saak waar nie, wat is die omstandighede nie. God sal uitkoms gee, finansiëel, fisieel, en hy sal vir jou geestelik versterk, en hy sal alles vir jou gee, maar jy moet opstaan en gaan doen. Hy het vir Abraham gesê, Abraham is die vader van geloof. Nou ons praat van glo. Jy moet die Here God lief hê met jou hele hart, met jou hele siel, met jou hele verstand. As jy dit nie doen, mevrou, my broer en suster, dan gaan jy nie God se lewe ervaar en die geestelike ervaring in jou lewe hê nie. Jy gaan 'n dooie lewe hê. En hy het vir Abraham geroep en toe sê hy vir Abraham, en ek dink is hier so Genesis 12, wat wel, te roep hy vir Abraham. Toe sê hy vir Abraham, hoor jy so, gaan na die land toe. Ek sal jou seën, ek sal jou bless, ek sal jou kinders, ek sal jou alles seën. Alles wat jou, almal wat jy ontmoet sal geseënd wees. Almal wat jy seën wees. Almal wat jy vervloek sal vervloek wees. Maar jy sal, die hele wêreld sal in jou en deur jou sal jou wêreld geseën wees. En dan skiep ons gou, hier het hy 'n oorlog gemaak. Abraham het 'n oorlog gemaak. En wat gebeur in die oorlog? Hy wen. En 'n ander koning kom na hom toe en die koning sê vir hom, "O, jy is so goeie Abraham, jy is 'n goeie man. Jy het 'n goeie God. Jy het alles. Hier is vir jou goud. Hier is vir jou silwer. Hier is vir dat. Wat het Jesus vir die disippels gesê? Moenie goud of silwer of enige iets saamvat as julle gaan nie. Moet dit nie doen nie. Ek stuur julle op 'n pad uit. Moenie iets saamvat nie. Gaan sonder beurs. Ek sal iemand daar kry om vir jou te sorg. En as iemand vir jou vra, het jy 'n werk? Ja, ek het 'n werk. Al het jy nie 'n werk nie. Ja, my werk kom nog, dit is daar. Het jy geld? Nee, ek het nie geld nie. Nee, ek het geld. My koning het al die geld in die wêreld. Daarom kon hy net 'n vissermond uithaal. En as jy geldelike probleme het en jy wag op God, gaan hy op plekke uithaal vir jou wat jy nie van weet nie. Toe ewe skielik toe sê die man, kom hier is vir jou al die goud, vat dit vir jou, want hy het 'n oorlog gewen, en as jy 'n oorlog gewen het, dan kom dit jou toe. Maar wat sê hy? Ek wil geen flenter, ek skoenveter, ek wil geen dit, ek wil geen dat van jou hê nie, ek wil nie jou goud hê nie, ek wil jou geld hê nie, want ek het vir God beloof. Hy sê dit mooi. Hy sê dat ek nie 'n draad as 'n skoenveter sodat ek nie jy kan sê jy het my Abraham ryk gemaak nie. Hy sê ek wil niks van jou hê nie. My God het die oorlog vir my gewen. Is elke liewe dag die stryd wat jy deurgaan. Broers en susters, elke dag die kanker of die siekte of die moeilikheid of die frustrasie wat jy het, is God daar by jou. En jy moet hom die eer gee. Hy is naby jou, hy is binne in jou. En hy sal vir jou sorg. Maar wat is die prys? Wat? Omdat hy gesê het, Here, vir die ou, ek vat geen geld nie. Die Here is my beskermer. Die Here is my vesting. En 'n gesig te sien hy is skuld. En weet jy wat se skuld is dit? Dis 'n klein skuld. Nou wat is 'n klein skuld, broer en suster? Dis 'n skuld vir close combat. Dis 'n skuld wat jy hierso nie hierso, dan sê jy kan net so veg. Hoekom gee hy hom die skuld? Wat naby veg, want hy weet dat God sê, dit bewys dat God sê, ek wil naby jou wees. Ek wil by jou wees. Is nie 'n skuld wat so groot is nie. Hy sê, ek veg saam met jou. En dit is hoe hy hom beloon het. Hy sê vir hom, omdat jy geloof in my het, omdat jy die Here vertrou met jou hele hart, jou hele siel, met jou verstand, en alles wat in jou is, sê hy, ek sal vir jou 'n skuld wees. Wat beteken dit? Hy sal daar wees vir jou, in tye van nood, in tye van finansiële swaarkry, in tye van dood. Wat sal hy wees? Hy sal jou geestelike hulp wees. Hy sal jou versterk in moeilike tye. Hy sal jou vrede gee. Want jy moet eers alles oorgee aan hom.
1 Johannes, ons almal ken dit baie goed. As ek my sondes bely, hy is trou en regverdig om te vergewe van al my ongeregtigheid. Openbaring 3 vers 20. As jy hom klop, maak oop die deur. Ek sal ingaan. Is 'n belofte. Deur Jesus, hy praat dan. As Jesus wat praat in Openbaring. Hy wag vir jou. Moenie verkeerd verstaan, word soos 'n kind. Moenie worry oor die dag van môre nie. 'n Kind worry nie oor die dag van môre nie. 'n Kind kom huis toe en hy weet, hy gaan sy kosies kry. 'n Kind kom huis toe en hy weet, daar is voedsel. 'n Kind kom huis toe. Ons moet soos kinders begin word en ophou om elke liewe dag te worry en vir mense sê, maar kyk wat gaan gebeur, kyk hoe sleg is dit. Nee, dit is baie goed, ons het 'n God wat ons skuld is. En dis jou bedekking en jou beloning. Maar jou geloof moet volkome in hom is. Jou alles moet jy vir hom gee, en jy sal weet, hy sal voorsien vir jou. Dis wat dit beteken. Petrus, gaan vang die eerste vis. As die Here met jou praat, luister na hy stem. Want jy nie die eerste ding gaan hoor, gaan praat met hy, gaan na hy uit toe, verkondig hom, vertel hom van die liefde van Jesus, dat Jesus God is, gaan na hom toe, en jy sal 'n miracle sien. Moenie wag nie. God sê, staan op, ek wil nou oor jou skyn. Doen dit nou, wat hy in jou hart praat. Doen dit nou, doen dit vandag. Moenie môre wag, want het gaan te laat wees. I appreciate you taking the time to hear today's lesson. To receive updates, kindly subscribe to our channel and share with your friends and family.